Prys die Here sal maak asseblief julle Bybels oop by Kolossense hoofstuk 1. Nou, ek het gehoop dis 'n bietjie 'n warmer dag. Ons gaan hier in die begin lekker rondspring in ons Bybel, so maak julle vingers warm. Is daarom als in Kolossense hoofstuk 1. Nou, ons is in die begin van 'n nuwe jaar. Ons het dit gemaak, die Here het vertoef om te kom en hier is ons. En ons kyk rondom ons en ons sien oral is mense, hulle reflekteer op 'n jaar wat verby is. Van hulle was dit 'n goeie jaar voor, van hulle was dit 'n uitdagende jaar voor, 'n moeilike jaar voor. En hulle reflekteer daarop en hulle beplan in die toekoms in. Hulle maak nuwejaarsvoorname, hulle beplan wat gaan hulle doen, wat se besluite gaan hulle neem, wat se veranderinge wil hulle aanbring. En dis goed so. In 'n manier, ons wil verbeter, ons wil groei. Dit is goed om dit te doen, om hierdie geleentheid tog te gebruik om dit te doen, maar die Bybel praat van 'n dieper vraag. Dit vra vir ons 'n dieper vraag en die vraag is, wat definieer eintlik jou lewe? Wat definieer jou lewe? Waaruit leef jy? Dit is baie belangrik. Wat gee vir jou lewe betekenis? Wat gee 'n rigting? Wat gee waarde? Want as jy nie daai vraag kan antwoord nie, dan is jou beplanne vir die jaar wat voorlê, jou nuwejaarsvoorneme, alles is te vergeefs. Daai is baie belangrik. In Kolossense 3 gee Paulus 'n antwoord op hierdie vraag en die antwoord is baie radikaal. Dit is so radikaal dat dit alles verander. As te ware dit beïnvloed alles. Wat dryf jou, wat gee jou waarde ensovoorts. Hy sê nie net Christus, en as ek hierdie vraag vir my kinders vra, sou hulle dadelik sê Jesus, en dis hoe meerderheid mense antwoord en is reg. Jesus is die kern, die antwoord op al ons probleme eintlik. Maar hy sê nie net Jesus is belangrik vir jou lewe nie, hy sê nie net Jesus voeg waarde by jou lewe nie, hy maak hierdie stelling in Kolossense hoofstuk 3 vers 4, hy sê Christus is jou lewe. Christus is jou lewe. Nou hierdie raak elkeen van ons, want ons leef in 'n wêreld waar daar heeltyd vir ons geleer word en gevoer word, jou waarde is in hoe jy presteer. Jou identiteit is bepaal deur alles wat jy kan bereik. Jou hoop, jy mag net hoop hê, dinge wat jy wel kan sien, wat jy verseker weet, wat jy kan beheer, anders is daar nie plek vir hoop nie. Dis wat die wêreld vir ons sê, en selfs as Christene is ons almal baie maklik, en dit kan maklik deel raak van ons, dat ons Christus net in dele van ons lewe sit. Hy is belangrik as dit kom by die geestelike dele, as dit kom by Sondag, vandag, ja, Jesus voor en Jesus agter. As dit kom by Kersfees, as dit kom by gebed, as dit kom by krisisse, dan is ons maklik, en ja, Christus is daar alles, asseblief, help. Maar wanneer dit kom by alledaagse dinge, Maandag tot Vrydag, al die goeters, dan is daar eintlik min of geen impak wat Christus het in daai fasette van jou lewe nie. As dit kom by jou werk, jou verantwoordelikhede, alledaagse besluite. Wat as jou hele lewe, elke deel van dit, gedefinieer word deur Christus? Wat gaan dit verander? Dit gaan alles verander. Nou die Kolossense gelowiges het dieselfde spanning, hulle beleef dit, hulle is gelowiges, hulle glo in Christus, hulle glo in Jesus, maar hulle is blootgestel konstant aan hierdie idee van die Jesus plus evangelie, die Jesus is genoeg, hy's goed, maar ons moet iets byvoeg. Hulle was vertel, hulle moet goed byvoeg, sodat hulle dan 'n volle, vervulde lewe kan hê. En dis presies die druk wat baie van ons vandag ondersit. Die vraag word gevra aan die mense, wat gaan jy die jaar doen? Wat gaan jy by jou jaar hierdie in jou lewe byvoeg om 'n vervulde lewe te hê? Mense vra dit, en mense vra dit ook nie pertinent nie, maar dit is wat mense doen en leef en voortgaan, veral hier in die begin van die jaar. Nou kom ons kry gou die konteks van hierdie hele boek, en ek sal dit kortliks doen, van Kolossense, die eerste 2 hoofstukke, kom Paulus en hy skryf hulle en hy wys vir hulle wie is Christus. Hy wys vir hulle wat het Christus gedoen volkome, wat het hy klaar gedoen.
Ek gaan 'n paar dingetjies uitwys. Jy kan kyk, maar ek gaan vinnig wees. In vers 16, Jesus is die skepper. Hy is die skepper, als het deur hom gekom en als is tot hom geskep. In vers 17 lees ons, hy is die onderhouder, hy is die een wat dit alles in stand hou. In vers 14 kom ons by die verlossingsaspek. God is ons verlosser en ons het vergifnis ontvang deur hom. Vers 13, ons is gered uit die mag van duisternis. Hy skryf hierdie nou vir die gelowiges in Kolossense. Hy gaan aan in vers 21 en 22 praat hy van ons is versoen met God deur sy bloed. Wie Jesus is en wat hy gedoen het in hoofstuk 2 vers 13 en 14 pertinent die kruis word daar uitgewys. Praat van die skuldbrief wat teen ons is uitgedelg aan die kruis. Nou alhoewel dit baie bekend was vir die volk van God dat God getrou is. God is getrou. As iemand dit nie geglo het nie in sy volk, was dit hulle fout geweest, want die Bybel wys dit. Dit was nie onbekend nie, dit was bekend God is getrou. Dit was bekend God gaan verlossing bring. Maar die wyse, die manier waarop God dit gaan doen was nie bekend nie, dit was verborge geweest. En nie net weet ons nou terugkyk dis die kruis nie. Ons weet dit is die manier wat God dit gedoen het. Maar selfs die implikasies, hoe ver hierdie strek, die praktiese dinge wat daar uitvloei, dit is ook verborge. Was verborge. Paulus sê in hoofstuk 1 vers 27, dit is verborge, maar nie meer nie. En hy sê, hier is wat nou verborge was, wat hy nou vir hulle sê. Hy sê, Christus is in julle. Dis die uitvloeisel van die kruis. Christus is in julle, die hoop op die heerlikheid. Christus is daai hoop en hy is in julle. So dan, nadat hy alles geskryf het van wie Christus is, wat hy gedoen het, al hierdie waarhede, kom Paulus dan in hoofstuk 3 en hy pak hierdie waarhede uit, die implikasies van dit, die effekte van dit. En let op, hy begin nie met 'n opdrag nie. Hy begin met 'n feit. Hoofstuk 3 vers 1, hy sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, en alles wat ons vandag gaan oor praat, liewe broers en susters, alles volg hier uit. Dit vloei uit hierdie werklikheid uit. Gebaseer op hierdie fundamentele waarhede dan, kyk ons vandag na Kolossense hoofstuk 3. Ons gaan kyk daarna, eerstens na jou nuwe werklikheid. Jou nuwe werklikheid. Dan jou nuwe fokus, wat uitvloei uit daai nuwe werklikheid. En dan jou nuwe roeping, wat natuurlik ook daar uitvloei. So jou werklikheid, jou nuwe fokus en jou nuwe roeping. Ons kyk hierna, soos ek genoem het, dis 'n nuwe jaar, mense maak besluite en ons wil nie ons besluit op die verkeerde beginsels maak nie. Natuurlik, dit is waarna ons wil die regte ingesteldheid, die regte fokus hê. Dit is so, dit is nuwe jaar, maar eintlik kyk ons hierna, soos wat Paulus gesê het vir hierdie gehoor, dat hulle geestelik kan groei. Dat hulle volwasse kan word in Christus. Hy het gesê in vers 28 van hoofstuk 1. En dit is die tema van die teks vandag. Dit is eenvoudig, maar dit is lewensveranderend. Christus is jou lewe. Christus is jou lewe, daarom leef jy anders. Lees saam met my Kolossense hoofstuk 3. Die woord van God sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, streef na dit wat daarbo is, waar Christus aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge daarbo, nie die dinge op aarde nie. Julle het immers gesterf, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus verskyn, vers 4, hy wat julle lewe is, sal julle saam met hom in heerlikheid verskyn. Kom af tot vers 23. Wat julle ook al doen, werk met geesdrif, soos vir die Here, en nie soos vir mense nie. En die wete dat julle 'n erfdeel as beloning van die Here sal ontvang, want julle staan in diens van die Here Christus. Tot sover, kom ons bid en vra vir God se hulp.
Hemelse Vader, dankie dat ons na U toe kan kom in 'n nederige, maar 'n versekerde manier, Here, waar U ons nader roep. En Here, ons kom vra dat U ons nou sal kom help. Here, U het U self geopenbaar deur die woord. Niemand sou U ooit gevind het as U nie U self geopenbaar het nie. En vandag is dieselfde waar, Here, in hierdie tekste en hierdie waarhede. Here, ons kort U om deur die woord, deur die Gees vir ons te leer, hierdie toepassings te maak, vir ons te kom wys wat sê hierdie teks. Here, vir my as prediker wat hier voorgaan, Here, kom bid ek, en ek kom vra dat U asseblief my sal help met die boodskap, terwille van die kudde, terwille van die skapies. Asseblief, Here, vir elke persoon wat hier sit en nou luister, Here, vang vas hulle gedagtes en rig dit op die woorde. Here, help elkeen om te hoor, help elkeen om aan te gryp wat U sê. Asseblief, Here. Kom verheerlik Uself dan nou, asseblief. In die naam van Jesus bid ons dit alleen. Amen. Amen. As ons hierdie waarhede en die implikasies van dit wil verstaan ten volle, dat Christus jou lewe is, wat beteken dit? Dan moet ons begin waar God begin het. Wat het hy alreeds gedoen? En dit is die eerste punt waarna ons kyk vandag. Jou nuwe werklikheid in Christus. Kyk na vers 1. As julle dan saam met Christus opgewek is. Kyk na vers 3. Julle het immers gesterf. Nou daai heel eerste woordjie as, dit kan ook vertaal word as omdat of aangesien, en die konteks maak dit duidelik. Maar Paulus begin nie met 'n voorwaarde, maar nie een van onsekerheid nie, nie een van twyfel nie. Hy begin hier met 'n aanname. Dis nie net 'n moontlikheid nie, dis wat hy skryf vir hulle. En hy sê, omdat julle saam met Christus opgewek is. Die aanname wat hy maak hierso is, almal is gelowiges, waarvoor hy skryf hierdie. Dis mense wat gered is. En hy praat hier van hulle werklikheid, van mense wat wedergebore is. En om hulle nuwe werklikheid regtig te verstaan en regtig te waardeer, is dit baie behulpsaam om te gaan kyk na die ou werklikheid. Wat was die werklikheid gewees? Nou in ons teks, in Kolossense, ek het al die versies daar probeer hou, in hoofstuk 1 vers 13 lees ons van dit, en het sê, God het ons uit die mag van duisternis gered. In vers 21, ook julle was voorheen van hom, praat van God, vervreem. Ja, vyhandig gesind. Dit is die realiteit, vyhandig gesind teenoor die Here. Ons weet natuurlik ook dan wat die gevolg is van hierdie. In hoofstuk 3 vers 6 is dit duidelik, as gevolg van sulke dinge, die dade wat hulle doen ensovoorts, kom die toorn van God op hulle. Sonde natuurlik is die probleem. Dit is die oorspronklike gehoor en wat hulle realiteit was, waarvoor hierdie brief geskryf. Dit is hulle ou werklikheid. En ook ons ou werklikheid. Duisternis, die mag van duisternis. Duisternis het mag oor jou. Jy vasgevang. Jy is 'n slaaf. Jy is in die tronk, as te ware, van duisternis. Jy is vervreemd van God. Vyhandig gesind. Die toorn wag op jou. Maar indien jy gered is, soos die gehoor van Kolossense. Kyk waarheen vat Paulus vir hulle. Hy vat hulle in die brief van Kolossense na die kruis, hoofstuk 2 vers 14. Hy praat van Jesus, hierdie skuldbewys met sy aanklagtes teen ons uitgewis en het blywend dit weggeneem, toe hy dit aan die kruis vasgespijker het. Dit gaan alles oor die kruis. En die liedjies was so 'n seën wat ons sing oor die kruis, en dis wonderlik, en ons verstaan wat die kruis beteken. Ons kan altyd groei in daai verstaan en verdiep in daai verstaan, maar dis kosbaar as jy gered is. Ons is so dankbaar daaroor.
Maar die teks maak dit vir ons duidelik dat die volle implikasies en die realiteit van die verlossing is verborge gewees. En die realiteit is, dat die kruis het lang terug gebeur. Die kruis het gebeur in die begin 2000 jaar om en by terug. Dit is 'n feit histories, maar nie so lank terug nie, wanneer iemand gered word, wanneer jy gered was, of vandag wanneer iemand gered word, dan gebeur daar nog dinge met jou. Op daai dag, op daai oomblik, wanneer jy wedergebore word. Kyk, vers 3 sê, julle het immers gesterf. En julle lewe saam met Christus, verborge in God. Kyk na vers 1, omdat julle dan saam met Christus opgewek is. Met ander woorde, wanneer jy, die dag toe jy wedergebore was, daai dag is jy verenig met Christus. Jy deel nou in sy dood, jy deel nou in sy opstanding. Die ou mens, dis die ou jy, daai ou natuur, daai mens is saam met hom aan die kruis, daar gesterf. Jy, die nuwe jy, is opgewek. 2 Korintiërs 5:17 is 'n nuwe skepsel, 'n nuwe skepping. Dit is die feit, dit is so waar. Paulus noem, hy noem hierdie in Kolossense 3 vers 3, dit is so waar, hy is so seker van hierdie, hy sê, julle lewe is verborge met Christus in God. Niemand gaan dit daar kan uithaal nie. Dis so seker en so vas, en dit is die werklikheid. Maar ervaar ons dit, beleef ons dit, dat ons ou natuur regtig dood is, of voel dit ons het nog oorlog, en ons nuwe natuur waarlik wedergebore is, maar ons het hierdie oorlog. Nou God het in sy alwysheid besluit om ons nie op daai oomblik heeltemal volkome heilig te maak nie, wanneer jy wedergebore word. Dit weet ons. So ons leef in hierdie spanning. Weet jy of jy al gehoor het, wie al gehoor van die alreeds maar nog nie spanning? Daar is dele van dit wat volbring is, maar nog nie in sy totaliteit is dit volbring nie. Jy sien dit so, dink aan Jesus toe hy op die aarde geloop het. Dis die skepper van die heelal, die skepper loop daar. Hy is heilig, is die God, die seun van God, loop. En ons mense wat verby hom loop, en hulle besef nie, hy is die skepper nie, sy heerlikheid is verborge. Totdat hy gekruisig was en opgestaan het en verheerlik was. Toe hy verheerlik was, toe was daai verborgenheid weg. Nou as te ware net so jy en ek, ons ware identiteit, as verheerlikte kinders in God, is nog verborge. Die wêreld sien dit nie, altyd nie, en ons is nie so geplaag wat die wêreld dink nie, maar selfs jy vanmôre, as jy hier sit dalk en jy is wedergebore, dalk sien jy dit nie, van jou ware identiteit, jou ware werklikheid, wat die kruis bereik. Ons wil dit graag verander. En vers 4 sê vir ons, wanneer Christus verskyn, wanneer hy gaan terugkom, dan gaan dit volkome sigbaar wees. Dit is nou verborge, maar tot dan is dit veilig in Christus. Kyk na vers 4. As julle saam aan die einde, of wanneer Christus verskyn, hy wat julle lewe is, sal julle ook saam met hom in heerlikheid verskyn. So hierdie teks maak duidelik vir ons deel nie net in die dood en die opstanding, en in 'n mate in die hemelvaart van Christus nie, maar ook in die toekomstige wederkoms. Ons gaan daarin deel, en dit is jou nuwe werklikheid in Christus. Maar sien in vers 4 die middel van vers 4, hierdie radikale stelling wat Paulus maak. Hy sê, wanneer Christus verskyn, hy wat julle lewe is. Christus is ons lewe. Indien jy gered word, is God nie net 'n hulp vir jou nie. Dis nie net nog 'n gereedskapstuk wat jy op jou muur hang nie. Dis nie net 'n voorbeeld vir jou wat jy nou kan volg hoe om te lewe nie. Dis nie net 'n byvoeging van sekere aspekte van jou lewe nie, maar kyk, Jesus is ons lewe self. Kom ons kom by
paar toepassings. Die aanname wat Paulus hier maak in die heel begin, hy praat met Christene. Sluit dit jou in, vanmôre, as jy hier sit. Is jy gered, met ander woorde? Toe ek nou praat van die ou werklikheid, is dit iets waarvoor jy kan sê, ja, ek besef dit, want ek was nie in dit bewus van dit nie, maar toe ek na my nuwe werklikheid toe gaan my oë oop vir my ou werklikheid. Is dit waar van jou? Of dalk vanmôre is jy nog steeds in daai ou werklikheid, en dit is jou realiteit. Luister mooi, as dit waar van jou is, moenie jou waarde, jou identiteit vind in jou prestasies, om 'n goeie persoon te probeer wees nie, om 'n selfvervullende lewe te lei nie, dit kan nie lewe gee nie, dit is leeg in dit self. Mag jy vandag jou behoefte aan 'n verlosser sien, aan Christus. Hy is die lewe. As jy hier is en jy is gered, jy is 'n kind van die Here, jy is 'n aangenome kind van ons Here, dan weet, jou ware identiteit, jou waarde, wanneer dit daarby kom, moenie gryp aan enige ding wat links en regs is nie. Mense gryp na die idee van hierdie nuwe jaar, van dis 'n skoon blaadjie en hierdie jaar doen ek dit en dat, met nuwejaar voorneme. Mense gryp na dit, en hulle sê, mense dink selfs, die jaar gaan ek myself bewys aan God, die jaar gaan ek A, B en C doen, en ek gaan dit reg kry. Nee, dit is nie die Bybelse evangelie en die boodskap nie. Weet ook, jou identiteit word nie bepaal deur jou beroep nie. Het word nie bepaal deur jou prestasies of deur wat jy verlede jaar of hierdie jaar reg kry nie. Word ook nie deur die samelewing bepaal nie. En die samelewing sê dit, hulle sê, wees jouself. Hulle sê, bewys jouself. Maar weet en besef, liewe broer of sussie in Christus, jou identiteit is gevestig, klaar, in Christus. Dit is 'n realiteit. Selfs wanneer jy misluk, wanneer jy faal hierdie jaar wat kom, wat daar nie net 'n klein moontlikheid voor is nie. Dit verander nie die feit van die realiteit nie, die waarheid wat dit is nie. Laat dit jou motiveer. Moenie opgee om hierdie jaar wat kom, ek het verlede jaar probeer en ek het die jaar daarvoor probeer en hierdie jaar wat kom gaan ek nou nie meer eers meer probeer nie. Laat dit jou motiveer, want dit is die realiteit, maar dit is verborge, al sien jy dit nie. En dit bring ons by ons volgende punt. As dit waar van jou is, ja. Ja. Dis doodreg. Moenie bekommer nie. Moet glad nie bekommer nie, asseblief. Ons waardeer julle keer op keer wat dit nie gebeur nie. So dit mag maar een keer gebeur. Ek grap. Wen ons. Dis ook as hierdie nie elektronies beskikbaar is, ook okay. Kom ons gaan aan met die. Ja. Ja, ons ontspan. Wees rustig. Wees rustig. Nee, kom ons gaan aan. Dankie. Moenie bekommer nie. Luister jy ook hier so eerder. Alright. Dit bring ons by ons volgende punt. As dit waar is van jou, as jy gered is met ander woorde. Dit is jou werklikheid in Christus, dan verander dit alles. Elke aspek, alles word verander. En deel van hierdie alles is ook jou fokus, waarop jy fokus. So, dis die tweede punt waarna ons kyk. Jou nuwe fokus in 'n gebroke wêreld. Kyk weer na vers 1. Aangesien julle saam met Christus opgewek is wat ons nou net gekyk het. Streef na wat daarbo is, deel van die fokus.
waar Christus aan die regterhand van God sit. En vers 2, bedink die dinge daarbo, nie die dinge op aarde nie. Nou, besef, die begin van vers 1, alles wat ons tot dusver oor gepraat het, is iets wat ons noem die indikatiewe. Dit is iets wat God gedoen het. Dit is 'n realiteit. Dit het niks met jou eintlik uit te waai, anders is dat jy die een is wat dit ontvang nie. Daar's nog geen bevele of uitvloeisels van dit nie. Besef dit, alles wat ons tot dusver gepraat het. Al daai goeie werk, die vereniging van jou met Christus in die dood en die opstanding, alles, dis God se werk. Maar na dit, in die middel van vers 1, lees ons van die imperatiewe, iets wat ons dan nou kan doen, wat ons voor opgeroep word om te doen, uit reaksie, wat God klaar gedoen het. En hier is die bevele nou, onthou, dis gerus en gegrond op die evangelie. Dit is baie belangrik dat ek dit beklemtoon, want anders, as mens hierdie perdekar verkeerd omspan, dan bedink jy, as ek dit nie reg kry nie, dan val die realiteit. As ek dit nie reg kry nie, as ek my fokus nou reg kry nie, dan is die werklikheid nou nie meer daar nie, maar daai is gevestig, as jy wedergebore is. Wat is die opdrag? Vers 1, streef na dit wat bo is. Wat beteken dit? Nou, ons kan eers baie vinnig sê wat dit nie beteken nie. Dit beteken nie vlug uit die wêreld nie. Dit beteken nie ons moet afgesonder een kant gaan leef, afgesonder van die samelewing. Dit beteken ook nie ons moet mediteer en sit en fokus en een of ander mystiek of mystery besoek nie. Iets om te soek nie. Nee, ons moet nie een of ander spesiale ervaring buite Christus najaag nie. Maar gaan juis oor Christus. Kyk na vers 1. Dit sê streef na dit wat daarbo is. Daarbo waar Christus aan die regterhand van God sit. Dit gaan nie oor 'n plek nie. Dit gaan oor 'n persoon. En die opdrag hier is om Christus te soek. Om hom beter te leer ken. Om jou fokus op hom te sit, wie hy is, wat hy volkome bereik het. Om sy koninkryk eerste te soek, Matteus hoofstuk 6. Nou wat doen Christus daarbo? Wel, die teks sê Christus is aan die regterhand van God. En dit is 'n ander manier om te sê hy regeer. Christus regeer. Ons almal ken Matteus 28. Net voor, of daar waar Jesus sê vir die disippels, gaan nou uit, gaan na al die nasies en gaan maak disippels. En daar is 'n groot taak wat hulle moes doen, want wat was die woorde wat Christus net voor dit gesê het vir hulle? Hy het gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Hy regeer. En omdat hy regeer, bepaal dit en beïnvloed dit alles. Ons die wêreld sien rondom ons. Dit beïnvloed elke aspek. En dalk vra jy, regeer Christus regtig, werklik? Kyk hoe lyk die wêreld rondom ons. En dit is 'n goeie vraag om te vra. En ja, dit is 'n gefalle wêreld. Ja, daar is lyding en kwaad. Die Bybel leer vir ons, God is nog steeds almagtig. Hy is nog steeds alwys. Hy is nog steeds volkome goed, meer as wat ons ooit self kan verstaan en self kan bedink nou. En hy werk al hierdie goed uit volgens sy raad. Ons verstaan dit nie altyd nie, dis waar, maar ons vertrou hom. En ons vertrou dat hy regeer. So streef na dit wat daarbo is beteken, om jou lewe te rig volgens Christus se heilige heerskappy. Hy regeer. En ons moet in daai lig leef. Vers 2 sê, bedink die dinge daarbo. Die teks gaan aan. Nie die dinge op aarde nie. Nou hierdie behels jou denke, jou waardes, jou prioriteite. En die beginsel hier wat vasgevang word is, waar jou gedagtes is, waar dit rus, daarheen beweeg jy. Jou fokus bepaal jou rigting. En jy moet mooi dink oor waarop jy fokus. Waarop moet ons denke, ons waarde, ons waardes, ons prioriteite en ons fokus sit. Die teks sê nie op die dinge van die aarde nie. Dus weer eens, die aarde is nie sleg nie. Dit beteken nie jou verantwoordelikhede buite die boksie van jou geestelike elemente is niks werd nie. Dit beteken nie, dit maak nie saak nie. Wat dit wel beteken,
moet nie jou hoop en jou identiteit, jou betekenis, verkeerdeliks plaas of vind, of probeer vasmaak in dinge wat verbygaan nie, in verganklike dinge, in aardse sukses, in menslike ervarings nie. Ons moet dit nie doen nie. Wat is die motivering vir hierdie fokus in vers 3? Se begin sien ons, julle het immers gesterf. Ons is weer by punt 1. Dit bring ons terug daartoe. Dis juist as gevolg van jou huidige, werklike, nuwe werklikheid in Christus. Jou identiteit is vas. Dit is veilig. Wat God gedoen het, dit gaan nie verander nie. Alhoewel dit verborge is, alhoewel dit nie volkome sigbaar is nie, en ons kan dit nie altyd ten volle ervaar nie, dit is die motivering om te leef in daai waarheid, om te reageer uit gehoorsaamheid aan daai opdrag, as gevolg van daai waarheid. Hoor mooi asseblief, geen nuwejaarsvoorneme, geen passie of jou intensie, jou intensiteit of jou ywer, niks van daai gaan maak dat jy hierdie jaar wat kom gehoorsaam aan die Here is, as die oorsprong nie reg is nie. Jou gehoorsaamheid, die uitvoer van die opdragte wat in die Bybel is, dit is alles net moontlik as jy groei en as ons groei in die verstaan van hierdie werklikheid van wie Christus is en wat hy gedoen het, wat hy klaar gedoen het. En gevolglik jou werklikheid in Christus, gevolglik daarvan jou nuwe fokus in 'n gefalle wêreld. Gemeente, as dit kom by die realiteit van Jesus wat regeer, tans, sien dit so, wanneer jy 'n sonbril aansit, dan lyk die wêreld anders. Maar dit verander nie die wêreld nie. So steeds dieselfde wêreld, maar jy kyk anders na dat jy sien dit anders. En wanneer jy besef Christus regeer, regtig regeer, dan is dit asof jy 'n nuwe lens kry. Dit verander nie noodwendig dadelik als nie, dit verander nie jou werk nie, dis dieselfde werk, is dieselfde lyding waardeur jy gaan, is dieselfde probleme waardeur jy gaan, is dieselfde wêreld, maar nou dat dit die werklikheid is en jy sien alles daardeur, Christus is op die troon. En dit verander alles. Dit gee nie altyd al die antwoorde nie, dit maak dit nie altyd makliker nie, maar dit doen verander alles. En ons, elkeen van ons moet leer om ons lewe te interpreteer deur Christus wat op die troon sit. Nie deur ons eie omstandighede en dinge wat ons observeer nie. Dit is jou nuwe fokus. Die nuwe fokus, dit neem jou nie weg van jou alledaagse verantwoordelikhede nie. Inteendeel, dit stuur jou reguit terug daartoe met hierdie nuwe fokus. Maar jy is radikaal verander, want jy sien dinge anders. Jy is daartoe gestuur met 'n roeping. En dit is die derde punt. Julle nuwe roeping in 'n alledaagse wêreld. 'n Alledaagse lewe. Paulus gaan dan voort in vers 5 van Kolossense hoofstuk 3. En hy gaan mooi aan om die implikasies van die waarhede wat ons nou gesê het, uit te pak. Die nuwe realiteit, die nuwe werklikheid, die nuwe fokus wat jy nou het, en wat dit als beteken. Dit is basies die heiligmakingsproses wat hy beskryf hierso vir hulle. So om die ou mens uit te trek, daai ou gewoontes wat jy het, of seker dinge wat jy moet doodmaak. Hy sê jy moet dit ag asof dit dood is, want dis die werklikheid, dit is gekruisig saam met Christus. Die nuwe mens moet jy aantrek, daar seker dinge wat jy moet aanleer. En hy pak alles mooi uit vanaf vers 25 en hy kom by die samevatting van dit als. Kyk na hoofstuk 3 vers 23. Paulus sê, wat julle ook al doen, werk met geesdrif, soos vir die Here. Nie soos vir mense nie. En die wete dat julle 'n erfdeel as beloning van die Here sal ontvang. Want julle staan in diens van die Here Christus. Let op die samevatting hier. Paulus praat met gewone gelowiges. Hy praat met slawe, met werkers. Hy praat met mense wat min of geen beheer het oor hulle omstandighede nie. En hy sê nie, verbeter jou situasie nie.
Hy sê nie, verander, wag vir beter omstandighede nie. Wat sê hy? Leef nou anders. Omdat jy 'n nuwe koning het. Voordat jy gered was, met jou ou werklikheid, het jy op jou eie troon gesit. Duisternis was jou koning gewees, maar nou, omdat jy 'n nuwe Here het, is 'n nuwe werklikheid, 'n nuwe fokus, want Christus sit op die troon. Wat is die roeping waartoe ons geroep is? Wat jy ook al doen. Geen deel van jou lewe is hier uitgesluit nie. Elke aspek is hier ingesluit. Werk met geesdrif. Nie halfhartig nie, met ander woorde. Soos vir die Here, die Skepper, jou verlosser, elke aspek daarvan. Dit is nie asof jy dit doen vir die goedkeuring van mense nie. Dis jy doen dit vir die Here. Dis hoe jy daai moet aanpak. Sien ook die opsommende rede wat Paulus gee in vers 24. Hy sê, omdat julle 'n erfdeel sal ontvang, wat ons weet die Here self is, omdat julle die Here Jesus dien. Dit is die werklikheid. Jy kan nie dit afsit nie. As jy wedergebore is, Christus is jou lewe. Dit is 'n konstante realiteit. En dan natuurlik onthou vers 4, wat ons by stilgestaan het, hy wat julle lewe is. Wanneer Christus verskyn, hy wat julle lewe is. Dit is die rede. Omdat Christus jou lewe is. Ek wil dit weer beklemtoon, die belangrike orde. In die wêreld werk dit anders. Die wêreld sê, jy werk om iets te word. Jy soek jou identiteit in dinge. Maar die evangelie, en hier sê ons, hier werk jy omdat jy reeds iemand is in Christus, omdat dit jou realiteit is, en dit is 'n uitvloeisel daarvan. En daarom, liewe gemeente, hierdie jaar wat ingaan, in jou alledaagse dinge, moenie onderskeid tref tussen jou sekulêre werk en jou geloofselemente in jou lewe en alles. Alledaagse werke, alledaagse dinge, in jou moeilike, uitdagende take, wat jy moet doen, in jou lyding, in die werk wat jy doen waar niemand sien nie, wat jy doen nie vir mense nie, al daai dinge, dit alles word 'n plek vir aanbidding, want jy doen dit asof jy dit doen vir die Here. Weereens nie om die Here te beïndruk nie, maar omdat jy 'n nuwe natuur het, in Christus. Dit is jou nuwe roeping in jou alledaagse lewe, wat jy na toe moet streef. Om dit al saam te vat, liewe broers en sissies, ons is tans in hierdie spanning, die alreeds maar nog nie spanning. En Paulus eindig hier in vers 4 met hoop, en ek wil dieselfde doen. Hy sê, wanneer Christus verskyn, hy wat julle lewe is, sal julle saam met hom in heerlikheid verskyn. Hy sê, wat nou verborge is, sal eendag volkome sigbaar wees. Alhoewel dit nou 'n realiteit is en julle moet motiveer. Onthou, dit is 'n werklikheid. Al ervaar ons dit nie. God het dit gedoen. Voordat jy enigiets in reaksie kon gedoen het. En uit dit uitvloei jou nuwe fokus, wat Christus is. Nie die tydelike dinge nie. Uit dit uitvloei jou nuwe roeping. Alledaagse dinge om God te aanbid. Christus is jou lewe. Christus is jou lewe en daarom leef jy anders. Kom ons bid. Almagtige God en Hemelse Vader, ons dank en prys U, Here, vir die kruis. Here, waar dit als begin het en moontlik gemaak het en die wyse waar U dit gekies het om hierdie realiteit in ons te bewerk. Here, dankie vir Christus. Dankie dat ons nie ons eie goedheid en ons eie redding moet bewerk nie. Soos alle ander valse gelowe sê. Maar Here, dankie dat U dit kom doen het. En dat ons in reaksie daarop kan reageer. Ons dank en ons prys U daarvoor, Here. Help ons om in hierdie jaar wat voor lê, voor te gaan in daai nuwe realiteit, Here. Om bewus te wees van die werklikheid van dit. En dit ons sal dryf as motivering, Here, dat ons op U sal fokus.
Here, help ons om alledaags in al ons dinge U te aanbid. Asseblief, Here, hou ons oë op die dag wat U gaan terugkom, dat dit ons ook motiveer. Baie dankie, Vader. In die naam van Jesus bid ons hierdie alles. Amen. Ontvang die seën van die Here, liewe gemeente. Mag die troue liefde van ons Vader, die genade van ons Here Jesus en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees, gaan uit hierdie jaar wat nou begin, met die wete van jou nuwe werklikheid. Waarlik, gaan ywer en werk, omdat Christus jou lewe is. Amen.